Goeienaand en baie welkom. Dit is ons goeie nuus om 7 en dit is die 26ste Augustus. Ek hoop dit gaan met jou baie goed. Ons is besig met ons reeks uit Rigters en vanaand maak ons dan klaar Rigters 18 en baie welkom om eintlik die hele hoofstuk ook te gaan lees. En as jy graag wil, kan jy die boek Rigters klaar lees. En jy sal sien van Rigters 18 af gaan dit eintlik net verder al hoe meer afdraande, al hoe slegter. Maar goed, voordat ons ook bietjie saam oor Rigters 18 dink, kom ons bid net saam. Ons almagtige hemelse God en Vader, hoe heerlik om U te mag aanroep as ons Vader. Nie net omdat dit 'n oulike manier is om ons gebed te begin nie, maar omdat U dit inderdaad is. 'n Vader wat vir ons lief is. 'n Vader wat ons in die hande vashou. 'n Vader wat ons seën en beskerm. En daarvoor wil ons U loof en prys. Dankie vir die geleentheid om met U woord besig te wees. En vanaand, Here, wil ons weer bid dat U deur die Gees ook in ons mag werk. Dat U self U woord vir ons mag oopbreek. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou Rigters 18. Nou dit is eintlik nog ons gepas dat ons hier eindig, want Rigters 18 gee nie net vir ons 'n mooi, netjiese, gelukkige einde nie. Nee, dit gee nie vir ons 'n laaste groot held wat alles regmaak nie. Inteendeel, dit wys vir ons hoe diep die verval in Israel geword het. En Rigters 17 en Rigters 18 hoort eintlik saam. Nee, in Rigters 17 verlede week het ons vir Micha ontmoet, 'n man uit die bergland van Efraim. Hy en sy ma gebruik die naam van die Here, maar hulle maak hulle eie godsdiens. Hulle maak 'n gesnede beeld, 'n gegote beeld, 'n efod, huisgode. En Micha stel eers sy eie seun as priester aan, later kom 'n leviet verby en Micha hier hom dan as 'n persoonlike priester. En dan sê Micha baie tevrede, nou weet ek dat die Here my sal goed doen, omdat ek 'n leviet as priester het. Nee, so hy het al die regte bestanddele bymekaar, dit moet nou net goed uitwerk. En dit klink vroom, maar is geestelik heeltemal die mekaar. Micha dink dat hy God se seën kan verseker deur 'n selfgemaakte heiligdom, 'n selfaangestelde priester, 'n selfgemaakte godsdiens. En dan begin Rigters 18 met dieselfde groot probleem. In die dae was daar geen koning in Israel nie. En hierdie refrein is baie belangrik. Dit is nie maar net 'n politieke opmerking nie, is 'n geestelike diagnose nie. Daar's geen koning nie, as niemand onder wie se heerskappy hulle buig nie, as niemand wat vir hulle rigting kan gee nie. Elkeen doen wat reg is in sy eie oë. En dan sien ons nie net hoe dit gebeur met 'n huisgesin nie, maar in 'n hele stam. Die stam Dan soek vir hulle 'n erfdeel om in te woon. Nou goed, as ons nou so 'n bietjie gaan teruggaan in die Bybel, dan lees ons dat Dan het reeds 'n erfdeel ontvang. Nee, ons lees dat daar is grond aan hulle toegeken, net soos al die ander stamme. Maar hulle kon nie hulle gebied behoorlik in besit neem nie. Hulle was onder druk van sterker volke, veral in die suidwestelike dele van die land. En nou stuur hulle 5 manne uit om die land te verken en vir hulle 'n nuwe plek te soek. Op pad kom hierdie 5 verkenners dan by Micha se huis. Hulle hoor die stem van die leviet, waarskynlik sy aksent of manier van praat. Hulle vra, wat doen hy daar? En hy verduidelik, Micha het my gehuur en ek is nou sy priester. En dan vra die Daniete vir hom, nee maar goed, dan raadpleeg tog vir ons God, dat ons kan mooi weet of ons pad vorentoe voorspoedig sal wees. Weereens klink dit geestelik, hulle vra die Here se leiding, maar ons moet mooi net sien wat gebeur. Hulle is nie regtig besig om te buig onder God se woord nie. Hulle is besig om hulle eie plan te soek en hulle soek eintlik net godsdienstige bevestiging vir dit wat hulle gedoen het. Hulle wil hê die priester moet sê, ja, God is met julle plan, gaan gerus voort. En dis dan presies wat hy ook doen. Gaan in vrede. Nee, julle pad waarop julle gaan, dit is voor die Here. En hier sien ons 'n groot gevaar, nie, dat godsdiens kan baie maklik ook iets van 'n rubberstempel word vir wat ons eintlik klaar wil doen. Nee, so ek het my planne en die Here moet nou maar net sorg dat dit mooi uitloop. Ons besluit eers wat ons wil hê. En as ek dit klaar besluit het, dan soek ek vir my 'n teks of 'n gevoel of 'n geestelike persoon, 'n godsdienstige bevestiging om dit wat ek beplan het te seën. Terwyl geloof eintlik andersom werk, nie waar nie. Geloof vra nie net, Here seën my plan nie. Geloof vra, Here wys my U pad. Laat my buig onder die geklank van U woord. Die 5 Daniete trek dan verder en kom by Laias aan. Hulle sien die stad is rustig, veilig, ver van Sidon af en niemand is naby om hulle te help nie. Met ander woorde, dit lyk soos 'n maklike teiken. Hulle gaan terug na hulle stam toe en sê, staan op, laat ons teen hulle optrek. En dan weer eens 'n geestelike taal wat hulle gebruik.
Hulle sê God het hulle in ons hand gegee. Maar uit die verhaal kom ons regtig agter, hulle gebruik ook maar regtig die Here. Hulle soek 'n maklike geleentheid en dan gebruik hulle die Here se naam om dit te verkoop aan die res van die volk. Godsdiens wat gebruik word om menslike begeertes te regverdig. Goed, en dan trek 600 gewapende manne uit die stam Dan op. Hulle kom weer by Micha se huis. Die 5 verkenners sê vir die ander, weet julle, daar's in hierdie huis 'n afgod of 'n efod, huisgode, 'n gesneede beeld en 'n gegote beeld. En dan sê hulle, goed, so ons weet wat ons moet doen. Dan steel hulle Micha sy hele godsdienstige stelsel. Nee, die beeld, die efod, die huisgode, alles word gevat. En wanneer die Leviet vir hulle vra, maar waarmee is julle nou besig, dan sê hulle, man, bly stil, kom saam, dis beter om 'n priester te wees vir 'n hele stam, as net vir een man. En dan is die priester baie bly, hy vat die efod en die huisgode en die beeld, en hy gaan saam met die Daniete. En hier sien ons iets van sy hart, nee, hy's nie 'n herder wat waarheid beskerm nie, hy's 'n huurling. As Micha hom betaal, dan is hy Micha se priester. As die Daniete vir hom 'n beter kans gee, dan gaan hy saam met hulle. So hy kies nie gehoorsaamheid nie, hy kies bevordering. Hy kies nie waarheid nie, hy kies 'n beter posisie. En dis eintlik 'n skerp waarskuwing vir elke geestelike leier. Nee, dat bediening mag nooit 'n loopbaan wees van selfbevordering nie. Die vraag is nie waar kry ek die grootste platform nie, die vraag is waar is ek getrou in die Here? En Micha is natuurlik ontsteld, so hy jaag agter die Daniete aan en hy vra vir hulle, wat maak julle? Hulle vra vir hom, hoorie, maar wat makeer jou? Hy sê, maar julle het my afgode gevat. Nee, die gode wat ek gemaak het julle gevat, en die priester wat ek het is saam met julle, nou het ek niks oor nie. En daar's eintlik iets van 'n hartseer en 'n komiese oomblik daarin. Micha sê baie pertinent, die gode wat ek gemaak het julle gevat. Micha se gode kan gesteel word. Sy godsdiens kan in 'n sakkie gepak word en weggedra word. En dan sê hy, wat het ek nou oor? Wys ons iets van die leegheid van wat daar gebeur. Nee, as jou God gesteel kan word, dan is hy mos per implikasie nie God nie. As jou sekerheid van 'n beeld of 'n ritueel, 'n voorwerp of 'n mens afhang, dan is jou sekerheid maar baie broos. Micha het gedink sy godsdiens gee vir hom beheer, maar nou is dit weg. En dan nie te dreig hom. Micha besef hy is te swak om iets te doen, so hy gaan nou maar terug huis toe en dan nie te gaan verder na Laias toe. Hulle val die stad aan, maak die mense dood, verbrand die stad, bou dit weer op en noem dit Dan. En dan vat hulle die beeld wat hulle gesteel het by Micha en hulle sit hom daar neer. En dan iets van 'n detail wat ons nie voorheen gehad het nie. Die priester se naam was Jonathan, seun van Gersom, uit die nageslag van Moses. 'n Leviet uit Moses se nageslag. Nou ja, dit is skokkend hoe ver die volk geval het. Moses, die man deur wie God die wet gegee het. Moses, die man deur wie die Here gesê het, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie. En nou is 'n afstammeling van die eerste Moses, priester by 'n afgodiese heiligdom in Dan. Wys ons net weer hoe ver het hulle geval. Nee, die verval is nie net by die rand van die samelewing nie, dit selfs die geestelike families geraak, die nageslag van groot leiers. En dan eindig die hoofstuk met die woorde dat die beeld daar en Dan gebly het, al die dae waar die huis van God in Silo was. Met ander woorde, terwyl die tabernakel in Silo was, het Dan 'n alternatiewe godsdienstige sentrum gehad. Hulle wou die Here hê, maar op hulle eie manier. Hulle wou godsdiens hê, maar sonder gehoorsaamheid. Hulle wou seën hê, maar sonder onderwerping aan die Here se woord. Nou goed, kom ons trek net die lyne na vandag toe. En sekerlik waarsku hierdie gedeelte ons teen selfgemaakte godsdiens. In Rigters 17 was dit 'n huisgesin. In Rigters 18 word 'n hele stam. En dis hoe sonde werk, nee, dit bly nie klein nie. Afwyking in 'n huis kan later 'n afwyking in 'n volk word. Wanneer mense begin sê, ons sal God aanbid op 'n manier wat vir ons werk, dan begin hulle al hoe verder wegbeweeg van aanbidding. En tweedens, waarsku dit ons daarteen om godsdienst te probeer gebruik as 'n gelukbringer. Die Daniete wil nie die Here gehoorsaam nie, maar hulle wil tog hê dat die Here hulle plan sal laat slaag. Micha wil nie noodwendig dien nie, maar hy wil tog hê dat God aan hom moet goed doen, omdat hy regte godsdienstige voorwerpe het. Die priester wil nie noodwendig die waarheid dien nie, hy wil 'n beter pos hê, maar godsdienst is heeltyd die instrument. Godsdienst is daar om my te help om te kry wat ek wil hê.
Nou, in die aard van die saak is die Here nie 'n gelukbringer nie. Hy is nie 'n stempel op ons planne nie. Hy is die lewende, die almagtige Here. Hy roep ons nie om hom te gebruik nie, maar om hom te aanbid, liefde en te gehoorsaam. En derdens wys Rigters 18 net soos al die ander dele vir ons het 'n ware koning nodig. In die dae was daar geen koning in Israel nie. En dan as mense die res van die Bybel lees, dan sien ons selfs toe Israel koning gehad het dit maar geknor. En dis eintlik die probleem die hele tyd, dat sonder die 'n ware geregtige koning waar elkeen doen wat goed is in sy eie oë, raak dinge de mekaar. Ons het 'n koning nodig wat regtig reg en geregtigheid kan laat gebeur. En daarom kan ons nie Rigters afsluit sonder om na Christus te kyk nie. Want hy is die ware koning na wie ons verlang. Hy is nie soos Micha wat sy eie heiligdom bou nie. Hy is die ware tempel, God met ons. Hy is nie soos die Lewiet wat wegloop agter 'n beter aanbod aan nie, inteendeel. Hy is die goeie herder wat sy lewe aflê vir sy skape. Hy is nie soos die Daniete wat 'n stad met geweld inneem en godsdiens gebruik om hulle eie plan te laat seën nie. Nee, hy bring sy kruis deur of hy bring sy koninkryk deur die kruis, deur selfopoffering en deur genade. Hy kom om mense te red, mense wat doen wat reg is in hulle eie oë. Hy kom vir mense wat selfgemaakte gode het. Hy kom vir mense wat sy naam misbruik, of sy naam misbruik, maar nie sy woord gehoorsaam nie. Hy kom vir mense soos Israel. Hy kom vir mense soos ons. En aan die kruis sien ons die einde van selfgemaakte godsdiens. Ons kan nie ons pad na God bou, self oopmaak nie. Ons kan nie sy seën steel nie, ons kan hom nie manipuleer nie. Ons kan nie met huisgode en rituele en geestelike taal onsself red nie. Nee, God kom na ons toe in Christus en Christus betaal, Christus staan op die dood, hy gee vir ons sy gees, sodat ons nie meer hoef te leef volgens wat goed is in ons eie oë nie, maar onder sy goeie en genadige heerskappy. En dis waar die boek Rigters ons los, verlangend na die ware koning. Ons het begin by Israel wat keer op keer afvallig raak, roep en dan die Here wat red. Ons het gesien hoe die Rigter self dikwels gebroken is, nie? As jy kan onthou van Gideon en Jefta en Samson. Ons het gesien hoe menslike redders net tydelik help. En nou in die einde sien ons hoe die volk se aanbidding verval. En as jy die laaste paar hoofstukke gaan lees, dan gaan jy sien hoe erg dit raak. Alles roep uit, ons het meer as net 'n Rigter nodig. Ons het Christus nodig. Want Rigters 18 wys ons hoe leeg selfgemaakte godsdiens is. Die hele boek Rigters wys vir ons die chaos van mense wat doen wat reg is in hulle eie oë. Maar Christus wys vir ons die ware weg. Want hy alleen is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die pad na ons hemelse Vader toe. Hy is die een wat regeer met geregtigheid, wat red deur genade, wat ware aanbidding bring, wat ewige rus gee. En dit is die goeie nuus waarmee ons hierdie gedeelte kan afsluit. Ons leef nie koningloos nie. Ons het ons koning, ons Here Jesus Christus, die Seun van God, wat opgestaan het en wat leef. Amen. Hemelse Vader, U is groot, goed, genadig, en daarom kan ons U aanbid. U stuur U Seun en hy sit aan die regterhand, hy die troon bestyg, en ons leef onder sy genadige beskikking. Maar Here, ons wil teenoor U bely dat ons so dikwels val in dit wat hy van ons vra. Dat as ons weer sien, ons is ook maar besig met selfgemaakte godsdiens. En daarom ons gebed, o Here, dat U deur die Gees ons sal regeer, dat ons U mag gaan bid in gees en waarheid. Dat ons Christus sal volg, sy disipels sal wees. Nie ons eies nie, nie ander mense se nie, maar U Seun Jesus Christus sin alleen. Ons vra dit, o Here, op grond van U groot genade. Amen. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Ek hoop jy het 'n baie mooi aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.